wees. Het is lekker om te weet dat God eers lief was, voor ons nog nie was hy alweer hier gewees. Ek gaan net so stil dat ons weer op een gebed asseblief. Vader, wat een voorrecht is dit vanmorgen, om aan U die eer te kan bring, en die lof te kan bring, want U is die God wat ons aanbid. Daar is niemand soos U nie, Here, U is die spoel waar ons lewe draai vanmorgen. U is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, Here, en ons het U so lief vanmorgen. Dankie dat ons vanmorgen, Here, kan weet. U is nie net 'n God nie, U is ook ons Vader vanmorgen. U is ons vriend vanmorgen, Here. En ek wil vanmorgen vra dat U ons sal toebedeel met krag en met salwing, Here. Ek bid dat die diens geïnspireerd sal wees deur die Heilige Gees, Here, dat U vanmorgen ons sal kom ontmoet elkeen, Here, op 'n besonderse wyse. Ek vra dat U elkeen vanmorgen, Here, sal sy hand vat, Here, en dat julle vanmorgen sal lei van oorwinning tot oorwinning en van krag tot krag. Ek bid vanmorgen, Here, vir die musieke. Ek bid vanmorgen sal wees wel die Heilige Gees op die aangesig. En dan U, Here, kom vir die lof en die eer en die aanbidding vir ons hart en ek dank U daarvoor. Amen en amen. En my hoor, ek moet by die altyd afstaan. Okay, ek wil net vinnig voor ons gaan sing, net nog met julle deel vir dis die einde van die jaar, dis tyd vir die danksegingsfees. Ons gaan hierdie jaar nie, ons het verlede jaar en die Here duidelik vir my gesê, dis nou klaar. Jare terug, vir die wat nie weet, jare terug het ons altyd 'n bazaar gehou en toe die Here op die stad het gesê om die jaar se aan die bazaar stop en ons het die danksegingsfees hou. En net na die COVID het die Here met ons gepraat en ons gesê ons kan maar 'n jaar sy hou. En vir hierdie jaar toe op 'n stadium toe net voor die jaar sy sê die Here vir my dis nou klaar. En terwyl ek die dag daar sit by die jaar sy op hierdie jaar toe kom net by my sê vir my die Here sê dis nou klaar. So dit is nou klaar. Die jaar sy is klaar, ons gaan nie meer die jaar sy doen in die bazaar nie. Dis in elk geval nie Bybels nie. God die respek vir die ou wat dit wel doen. Wat ons wel doen is ons hou 'n danksegingsfees. By danksegingsfees, die Bybel kom jy kan gaan lees, kan ek nou self lees vir die lees in 2 Korintiërs 9 kan ek gaan lees waar Paulus praat van die vooraf aangekondigde dankoffer wat ons opneem. Nou by danksegingsfees, daai dag kom ons net om aan God die eer te gee vir dit wat hy vir ons gedoen het in die jaar. Ons gee aan God die eer vir alles wat hy vir ons gedoen het, finansiëel, materieel, liggaamlik, elke gebied van ons lewe. Daai Sondag gaan net oor danksegging om aan God die eer te bring. By daai geleentheid gee ons die sertifikate vir die Bybelskoolmense uit en dan net ons 'n dankoffer wat ons opneem. Ek sê julle kan gaan lees 2 Korintiërs 9 kan ek gaan lees daar op vers 5 af. So jy bring dis jou diens nie, dis 'n offer wat jy bring wat jy vir die Here sê dankie vir wat jy vir my gedoen het vir die jaar. Ek weet ons kan nooit betaal vir wat God ons kan doen nie. Maar interessant net om te gee is die enigste manier hoe jy vir God kan wys dat jy hom vertrou. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy sien, dit is maklik om te sê ek glo, dit is maklik om te sê ek vertrou. Maar die enigste manier om werklik vir God te wys dat ek glo en dat ek vertrou, is om iets te gee. En ek praat nooit oor geld nie, ek dink julle ken meldtyd, so nou en dan sal ek offerande opneem, maar ek praat nooit oor geld nie, maar danksegingsfees het die Here op ons hart gesê. Nou, die Here was vir ons so goed gewees, gewoonlik, ek en my gesin koop gewoonlik die hoender, en dan maak ons dit gaar, en elke vrou bring 'n slaai, en dan om te deel, en dan eet ons saam. Die Here het vir ons hierdie jaar, het iemand gekom en vir ons gesê, ons skenk vir julle 'n skaap. So, net interessant, ek weet nie so nie vir skaap nie, ek love 'n ou skaap nie. Maar dit is so dier, die skaap. Die Here kom en hy kom bederf ons gemeente met 'n hele skaap. Ons gaan hom opsny, chops. Jy gaan jou eie choppie kan kom kies wat 'n choppie jy wil hê, jy gaan jou eie choppie kan kom klaar maak en hier wat dit kos jou nie sê. Al wat jy doen na oggend is jy bring 'n een slaai om te deel en ons gaan lekker saam braai en ons gaan lekker saam kuier na die diens en ons gaan ons danksegingsfees hou. Nita sal nog, daar's Nita. Sy sal vir ons nou 'n tempel
advertensie opsit op die groep en ek sal op 'n stadium sal ek 'n video knop maak en die opsit op die groep. Sy gaan jou bel, asseblief. Sy gaan jou bel en vra, sê gou vir my hoeveel mense gaan nie wees. Nou ek het vanoggend gesê dis 'n stryd om mense te kry net om te reply op 'n WhatsApp. Ag, dis vreeslik. Mense sê ek sou môre bel, môre kom nooit. So asseblief, van dink vandag af. Hoeveel mense gaan nie wees, dis die 2 November, dink hoeveel mense gaan nie wees, en dan asseblief laat weet, nog voor sy jou nog vra, dan stuur vir WhatsApp, en sê nee, want ons is 3, ons is 4, ons is 5, hoeveel ook al, wat daar gaan wees. So baie dankie, die Here seën, al die details sal ons vir die deur gee, so met die tyd. Baie dankie, die Here seën, ons sal die wag vir ons offerande se tiendes, terwyl ons op die eerste koor gaan sing, ek gee oor vir sê vir die baie dankie. Ons gaan goed te staan nie. Ons dan weer lekker warm, ons kan net een kort broek dra, ek weet. Yes, fire in his eyes, sword in his hand, riding a wild horse, across this land, calling out unity. We say yes, Lord, we're right with you. We will stand up and fight.
are you are in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb. All you are as snow. All you are in the blood of the Lamb. And all you are in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb. All you are, yes, all you are, as snow. All you are in the blood of the Lamb. Now you are in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb. All your promises are you are as snow. All you are in this song of us is God's speaking of the water. I will lose God's water. Oh, you don't see from what only to do. The shadow of the issue. The song of our song. Dance with me. Dance with me, oh Lord, all my soul. This song of our song. Romance me, oh Lord, all my soul. This song of our song. Oh, you don't want to dance more. You don't want to dance here tomorrow. Dance here tomorrow. Dance with you.
it's all about you. It's all about you. And this love is song and this praise is what we bring you. Lord, we love you, we love you, we love you. And it's all about you. It's all about you. And this love and this song and this praise is what we bring you.
Die lys is môre nie, dat sê dis 'n plan hier. Nou net 'n bietjie afsluit van môre, wil jy ook sluit is deur verby. As ek dit na meneer word is. Kom ons Skepper hier. Lewe maar hier. Kom nou die koele. Kom nou die graag. Ek het by u gekry het, wil ek dit vanmôre aan u oordra, aan elkeen oordra vanmôre. Ek neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan die Gees van die Here nou. En ek bring aan u die lof en die eer daarvoor. Amen en amen. Dankie julle, kom ons. Ek vra dat as jy asseblief vir die volgende paar minute sal aandagtig luister na wat die Here op my hart gesit het. Distraction destroys the anointing. Vra dat ons nie sal rondloop nou nie. Dat jy asseblief die gedagtes sal kry op dit wat God vir ons wil sê. Dankie vir die praise and worship team. Waardeer julle opreg. Mag die Here julle baie seën. Ek gaan met u praat vanmôre, kind van die Here, oor obedient to God's request. En wat die Bybel gebring het, kan dit blaai na Lukas 5 vers 3.
gaan vanmôre op 'n baie eenvoudige manier met u praat. Soos wat die Here met my gepraat het. Vertrou dat elke kind sal verstaan wat ek sê. Dit is so eenvoudig, ek het vanmôre wil opbreek wat God vir my kom sê. Vers 3 sê, and he got into the boat, one of the boats, the property of Simon Peter, and made a request to him to go a little way out from the land. And being seated, he gave the people teaching from the boat. Net tot sover. Ek gaan die ander teksverse om tyd te spaar, gaan ek so inbring en deurlees. Jy kan die Bybel oophou daar as jy wil. Ek glo vanmôre dat gehoorsaamheid is seker een van die belangrikste dinge in die Bybel. Ek glo dat die kerk van die Here Jesus mis so baie omdat ons nie altyd gehoorsaam is nie. Ons hele totale wêreld, ons mensdom op hierdie stadium van ons lewe glo ek lê aan skerwe omdat die totale gesagstruktuur van God afgebreek is. Omdat gehoorsaamheid totaal nie eers meer oor gepraat word nie. Onder kinders baie keer sien jy glad nie meer gehoorsaamheid nie. Want ouers het nie gehoorsaamheid nie. As ek nie gehoorsaam kan wees aan God nie, kan ek nie verwag my kind moet aan my gehoorsaam wees nie. But I want to start off by saying that obedience to God's request or requests is always to my favor. Ek is so versigtig om vanmôre net te sê wat God sê. Hierdie boodskap het regtig aan my hart geraak toe God met my gepraat het oor dit, om dit vir u te bring. Jesus started off his ministry preaching the gospel of the good news to the people around him, wherever he went. Clearly at that stage, most of these people he was preaching to didn't even understand the kingdom of God. They didn't understand some of the things we understand today. Because they didn't have the Bible. I'm sure they didn't understand faith. They didn't understand the love of God. And even they didn't even understand prayer. Because even, or only at the latter stage, the disciples asked Jesus to teach them to pray. So they didn't even know how to pray. So die klop mense wat daar om hom gestaan het geluister wat hy sê, want hy het gepraat van die goeie nuus van die koninkryk van God. Hy het gepraat oor die liefde. Hy het sy liefde betoon deur siekes gesond te maak, duiwels uit te dryf en aan mense die koninkryk van vrede te bring. Jesus standing
at the Sea of Galilee, on the one side was this lot of people, this crowd around him, getting as close to him as they can just to hear the message, or maybe just that Jesus may touch them or see them. Aan die ander kant sien ek 'n paar vissermanne besig om hulle nette uit te spoel. Ek dink Jesus was so verdring gewees deur baie van hierdie mense dat hulle tog net naby genoeg aan hom kon kom. En dalk is dit die rede hoekom hy dan vir Petrus vra, kan ek maar net bietjie in jou boot klim en vat my net so bietjie verder uit. Ek glo vanmôre dat terwyl Jesus, alhoewel hy besig was om aan hierdie mense te preek, dink ek het hierdie klomp vissermanne dalk hier eenkant gestaan, hulle nette uitgespoel, maar tog so met die een oor geluister wat Jesus sê. Want hulle was nie baie ver van hom af nie. Weet nie wie van u ken vissermanne wat so visvang soos hulle met bootjies nie. Dis rowwe manne. Rowwe en growwe manne. Dis manne wat nie, hy gaan nie wys, hoor jy, ek luister nou wat hy sê nie. Hy staan hier en hy's besig om te werk, maar hier is hy een oor, gooi net so daar na Jesus toe, om te hoor wat sê hy. Maar wat Petrus nie besef het in die kerk, is dit wat afgespeel het hier by die see van Genasaret of die see van Galilea, dit wat hier gebeur het op die strand, was eintlik 'n afspraak met hom. Alhoewel Jesus met die disippels, met die menskare gepraat het en met die skare vir hulle gepreek het en verduidelik het en lerings gegee het, glo ek in my hart, en jy gaan dit verstaan wanneer ek vanmôre daarby kom, glo ek vanmôre absoluut in my hart dat Jesus was eintlik daar vir Petrus. Jesus het 'n afspraak gehad met Petrus en Petrus het dit nie eens geweet nie. Vanmôre toe ons daar buite staan en bid Dave en hy bid reeds dit. Dit was my so amazing toe hy sê, Here, U het 'n afspraak met ons vanmôre. Dave. Toe hy dit sê, te besef ek, Here, U is so getrou. Wat ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, jy's nie per toeval in hierdie kerk vanmôre, jy's hier vanmôre, jy's luister vanmôre op Facebook, omdat God met jou 'n afspraak het. Omdat God vir jou iets wil sê. Luister gou 'n bietjie die benadering van Jesus in hierdie hele situasie. Vers 2 sê, and he saw two boats by the edge of the water. Dan sê hy, but, sê dit vir iemand, but. The fishermen had gone out from there where they were washing their nets. So, Jesus sien hierdie twee bote staan. Menslik gesproke, moes hy nie geweet het wie se boot dit is nie. Want hy het nie vir Petrus geken nie, of vir Johannes, of enigiemand van die mense wat daar was nie.
So eintlik kyk Jesus na hierdie boot en hy sien okay, daar's vissermanne, maar ek weet nie wie se boot is wie se boot nie. Menslik gesproke. Want hy sien die vissermanne en hy sien die bote. Maar hy sien, dis net hier waar God in my hart begin praat, wat ek besef dat terwyl Jesus dalk op die berg daai oggend die memorandum vir die dag by die Vader gaan kry het, want hy sê ek doen niks wat ek die Vader nie sien doen nie. Terwyl hy met die Vader in gesprek is, met die Vader praat, sê die Vader, ek het 'n afspraak met daai man. Sien jy? Dan wat nou daar op die water so sukkel om met die boot. Dan wat die nette nou al 3 keer ingegooi het en weer uitgehaal het. Jesus, sien jy, dis Petrus. Ek wil jy met my prentjie sien vanmôre. Hoe die Vader op die berg, wat die Bybel sê, Jesus het elke oggend gaan bid. Hy het elke oggend by die Vader gaan hoor wat moet hy doen vir die res van die dag. En hy sê, ek sê, doen niks wat ek die Vader nie sien doen nie. So die Vader wys vir hom presies wat hy wil gedoen het. En ek glo in my hart, as ek dit vanmôre vir u so kan oorvertel hierdie verhaal, dat die Vader sê vir hom, Jesus, kyk, sien jy daar vir Petrus, daar op die water. Kyk hoe moedeloos is hy, want hy het nog nie een vis gevang vanmôre nie. Dalk sê die Vader vir Jesus, kyk gou daar, hy is so moedeloos, want hy het die hele nag gevang. Net probeer doen wat hy moet doen, om aan die lewe te bly. Sien hoe moeg is hy, uitgeput, uitgemergel, dalk sopnat van die water. Ek onthou, baie keer as ons in vishoek gekamp het ons, hulle vang daar nog met nette. En dat ons altyd gegaan, dat ons die nette gehelp uittrek. As hulle die nette uitgegooi en hulle begin het intrek, dan staan ons nader en help ons, ag sommer net vir die lekker af van, man jy's net nou sopnat, en jy's van die sand, want jy trek hierdie nette saam met hierdie visse, om net visse te kry. Jy sien, hierdie manne, mense, dis harde werk om so vis te vang, glo my. Jy wat het al gesien het, sal weet waarvan ek praat. Dis harde werk. En die Vader sê vir hom, sien jy daai man? Ek het met hom 'n afspraak. Ek glo vanmôre oor die balkonne van die hemel het God reeds in hierdie weke vir die Seun van God gesê, vir die Heilige Gees gesê, sien jy vanmôre in die lighuise, naby hom spruite, sit daai mense en daai mense, ek het met hulle 'n afspraak vanmôre. Ek wil hê jy moet gou na iemand kyk en sê, vergeet van my, ek het 'n afspraak met God vanmôre. Ek het net aan die begin gesê, asseblief, moenie rondkyk en loop nie. Destruction, destroys, anointing, ek ervaar die salwing van die Here in hierdie plek vanmôre, maar waaroor het ook gegaan het vanmôre, want God het met jou 'n afspraak vanmôre. En kan ek vanmôre sê, die vyand sal enigiets in sy vermoë doen om jou besig te hou op hierdie oomblik, dat jy nie hoor wat God vir jou wil sê nie. Nou stap Jesus na hierdie 2 bootjies toe. Ek wil jy moet onthou wat sê ek, hy het 'n afspraak met Petrus. Alhoewel hy nog nooit vir Petrus ontmoet het nie, het hy geweet wie Petrus was. En hy het presies geweet watter is sy boot. Want die Bybel sê hy stap na hierdie 2 bootjies toe. En hy klim in hierdie een boot. Nou, weer eens, ek het baie hierdie vissermanne gesien daar in die Kaap al. Kyk, jy raak nie aan sy boot nie. Don't come too close.
Ek onthou 1 jaar het ons gestaan, die kinders wou foto's neem by hierdie bootjies. Dan kom hulle sê, kom weg van my boot, gaan weg van my boot af, my boot. Myne, gaan weg. Dis sy boot. Jy klim nie sommer net in sy boot nie. Dis syne. Maar Jesus kom en hy besluit, ek klim in hierdie bootjie vanmôre. En die Bybel sê, hy klim in hierdie bootjie van Petrus in. En dan gebeur daar iets moois. Kyk gou. Hy sê, and he got into the boat, the property of Simon Peter, and made a request to him to go a little away from the land. Ek wil nie gehoor lees wat man ons lees die Bybel en ons mis ons. Die Bybel sê nie hy het gegaan, ek sê gou vir my julle vissermanne, wie se boot is hierdie? Kan ek net gou die ou wie se boot hierdie skry? Nee, hy het nie so gesê nie. Hy klim in die boot en hy begin met Petrus te praat. Want jy sien op daai stadium dink ek het die vissermanne dalk al bietjie nader gestaan om te hoor wat Jesus sê. Nou klim hy in hierdie boot in en hy begin direk met Petrus praat. Hy het geweet dis Petrus se boot wat die Vader het hom gewys. Ag, is daar iemand wat hoor wat ek sê? En hy sê vir Petrus, die Bybel kom so mooi in die Engels, hy sê, he made a request to Peter. Weereens, jy vra nie 'n visserman so iets nie. Sê nou ons vra, hoorie, kan ek saam met jou uitgaan? En sê vir my, jy's nie 'n visserman nie, die pad. Jy sien, Petrus kon vir Jesus gesê, Jesus, dis my boot, wat soek jy my boot? Wie gee jou die reg om in my boot te klim? Dis my boot daai. Het jy my toestemming gevra om my boot te klim? Nee, Jesus klim in and he made a request to Peter. En hy sê, ag Petrus, vat my net so eentjie in. En wie wat's interessant nou, en dis waar ons boodskap vanmôre inkom. He was totally obedient to Jesus, the request of Jesus. Totaal gehoorsaam. Hy sê nie vir Jesus nee nie. Hy kon vir Jesus sê, weet jy wat, ek het die hele nag hard gewerk. Ek gaan nie nou weer uit te roei die kant toe nie. Want ek meen, mense, dis harde werk om daai bootjie nou terug te kry in die water, weer in te roei tot so eentjie in. Dis harde werk. Hy kon vir Jesus sê, kyk hoe lyk ek. Ek is sopnat, ek is moeg, ek is moedeloos, ek is afgemat. Ek gaan nie nou weer uitry by daai kant toe nie. Ek gaan nie nou weer die boot in die water invat nie. Come on. Is dit nie wat hy kon het gesê het as hy wou? Hy kon sê, ek gaan nou huisstuks moeg en gaan slaap. Maar die Bybel sê, hy antwoord nie eers Jesus nie, hy roei net in. He obeyed the request of Jesus. Nou kan jy dalk vir my vra vanmôre, pastoor, wat het dit met die hele ding te doen? Die Here het my gepraat in hierdie gedeelte oor iets wat ek nou, hierdie het ek nog nooit raak gelees regtig so nie. Dat hy so gehoorsaam was. Onthou mense, ek sê weer, hulle het nie geken van gebed nie, hy het nie geken van geloof nie, hulle het nie geken van die koninkryk nie. Hy het nie eens regtig geweet wie Jesus is nie. Hulle mag weet hy's die mens ou wat preek. Maar die Bybel sê is reg. Jesus vra, vat my net so eentjie in. En Petrus klim in die boot terug en hy roei hom so eentjie in. Nou wil ek, jy moet ook hierdie prentjie gou sien. Hierdie ou is moeg. Hy's afgemat. Hy's moedeloos want hy het nie een vis gevang nie
Wat gaan sy kinders eet vanaand? Of sy mense, sy vriende, sy wie ook al, wat gaan hulle eet? Wat gaan hy vir die mense by die huis sê? Want hy het niks vis gevang nie. Ek dink hy dalk daar een kant op die bootjie so gaan sit en dalk so moedeloos sy kop dalk laat sak, terwyl Jesus besig is om te preek. Geduldig sit hy hier op die bootjie. En luister na wat Jesus sê. Hy het nie Jesus aangejaag nie. Hy was net gehoorsaam aan Jesus se versoek. Nou sit hy daar, sê die Bybel. Jesus sit ook, het gaan sit en hy begin te praat. Maar ek wil jy moet een ding onthou, alhoewel Jesus vir hom vra, vat my eentjie uit. Het Jesus geweet die omstandighede wat hy in was op daai oomblik. Hy het geweet die gemoedstoestand van Petrus. Hy het geweet Petrus se pyn, sy liggaam pyn dalk van die harde werk van die nag wat nou verby is. Geen slaap gehad nie. Jesus het geweet, hy het nie een vis gevang nie. Dalk was Petrus bekommerd oor sy inkomste. Dalk was hy bietjie geïrriteerd, dalk was hy frustreerd geweest. Koud. Nat. Vuil. Maar hy sit geduldig. Terwyl Jesus preek, want hy was gehoorsaam aan die versoek van Jesus. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, God rig aan die kerk van die Here Jesus elke dag versoeke. Dalk is die versoek wat God rig 'n versoek vir heiligmaking. Dalk is dit 'n versoek vir volg my of dien my. Dalk is dit 'n versoek vir môre wat God aan u rig om te sê wie wat kry klaar waarmee jy besig is. Dalk is dit die versoek wat hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand en met alles wat in jou is. Wanneer ek dit noem vanmôre, daarby kan ons dalk maklik uitkom. En dalk kan ons maklik aan daai versoek van God volbring. Want ons dien hom. Ons stap 'n pad met hom. Rig hy die versoek vanmôre aan jou om te sê vertrou my. Maar jy sien is wanneer hierdie versoek so 'n bietjie anders te draai, wat ons nie altyd luister nie en gehoorsaam is nie. Jy sien is wanneer jy self in pyn is en God sê vir jou gaan bid gou vir daai ou wat siek is. Dan sê Here, ek is self pyn. Ek is self siek. Ek gaan nie nou nie. Dalk is jy moedeloos en in 'n emosionele toestand, dalk sit jy in 'n gat van depressie. Dan sê God vir jou, gaan bemoedig gou daai persoon, want hulle het my nodig. Jy sien, is dan wat ons sê, Here, ek is moeg, Here. Ag, is daar iemand wat hoor wat ek sê? Here, ek sit self in hierdie gat op die ashoop van hierdie lewe.
Dis wanneer jy jou sente so aftel om die brood en die melk te kan koop en God sê vir jou gee daai brood vir daai ou by die deur. Wat sê die Here? No ways. Gaan nie gebeur nie. Jy sal weet waarvan ek praat vanmôre, want jy weet wat se versoek God op jou pad stuur en wat God vir jou vra. Dalk die ou wat jou ingedoen het, jou te nagekom het, by jou gesteel het, staan dalk langs die pad met 'n papwiel en God sê stop en help hom. Dan sê Here, hy kan maar staan. Wat gebeur mos nou nie hierso nie, né? Jy sien, dis 'n versoek wat God aan jou rig. Obedience to the request of God. Jy sien, dis wanneer God aan jou deur klop en in jou hart praat en sê bel daai persoon en vergewe hom of haar. Nou leef ek op dun ys. Wat jy sê, Here, gaan dit nie maak nie, Here. Die versoek wat God aan jou rig. Iets baie interessant net. God sê vir die disippels by geleentheid, as jy vir hierdie berg sê, tel jy op en werp jy in die see, sal jy dit doen. Hy sê vir jou, praat met jou omstandigheid, sê vir jou omstandigheid. Maar oralste, wanneer dit by God se kinders kom, of by human beings kom, as ek dit so kan noem vanmôre, dan vra God. Hy sê nie. Hy vra jou vanmôre. Ek weet die Here is besig om met mense in hulle harte te praat vanmôre. He's challenging you today on the request He's putting in your heart today. Daar waar jy sit. There where you are hearing the voice of God. Where God asks you and give you a request. Are you willing to be obedient to it? Die mense wat jou te nagekom het. Is jy bereid om vanmôre vir hulle te kan sê, I love you with the love of the Lord. Raak stil hier binnekant. Kom ons gaan maar 'n bietjie aan. So baie in ons lewens, kind van die Here, vra God vir ons. Of sal ek dit anders stel, rig God vanmôre 'n versoek aan jou en aan my. Ek het dalk gesien in my lewe, wanneer ek baie keer in my grootste finansiële krisis is, dan sal die Here vir my sê, gee vir daai ou iets. Nou interessant net, so sommer net so iets ingooi vanmôre net vir, ons sal 'n ander dag daaroor praat, maar gaan net so vinnig iets ingooi. Ek het eendag vir die Here gesê, Here, ons gee, maar ons kry nie, hoekom? En toe sê hy, want jy gee, en dit val op die pad, jou saad val op die pad, en die aasvoëls vreet dit op. Jy moet gee waar God sê, nou nog ek jou. Ons kan nie net gee en sê, okay, die Here het gesê ek moet gee nie. Jy gee waar God vir jou sê om te gee. Ek sien wanneer God vir my 'n versoek aan my rig. Wanneer iemand dalk deur 'n struggle gaan,
Dan vra God vir jou dalk wat hierdie selfde struggle gaan, om vir daai persoon te gaan bid. Jy sien, dalk voel jy soos Petrus gevoel het, Here, ek is eintlik so moeg. Ek is so afgemat. Ek is so bekommerd. Ek is so geïrriteerd. Ek is so frustreerd vanmôre. Nou vra U vir my, vat my 'n bietjie ver, 'n entjie in die see in. Dalk voel jy vanmôre so. Maar ek vra jou die vraag vanmôre, is jy bereid om gehoorsaam te wees aan God se versoek? Hy sê, jy sal nooit bokant jou kragte versoek word nie. Jesus bid in Getsemane. Sy bloed, sê die Bybel, het geword soos sy sweet het geword soos bloeddruppels, en hy bid en hy sê, Vader, laat hierdie beker tog net by my verbygaan. Die volgende oomblik kom 'n soldaat om hom te arresteer. Petrus kap sy oor af en hy raak sy oor aan dat hy hom gesond maak. Hallo. Ek sê gesê kap jy aan en ook af. Hy wil mos nie hoor nie. Come on, wie van julle lag nou, maar julle sal dieselfde gedoen het as wat ek nou sê. Come on, wees nou eerlik vanmôre. Maar Jesus het in die Vader gehoor fluister in sy oor wat gesê het, raak sy oor aan. In hy oomblik, hom wat hom kom arresteer, dieselfde ou wat hom net nou gaan slaan, dieselfde ou wat net nou op hom gaan spoeg, dieselfde ou wat die kroon op sy kop gaan druk, is die ou wie sy oor hy aanraak. Hy hang aan die kruis. Hy kan op in die asem kry nie soos wat hy probeer, net op en af, homself op en af drukke, laat hy tog net kan asem kry. Dan hoor hy die stem van die iemand langs hom, wat sê, ag, dink net aan my, wanneer jy in die paradys kom. Hy kon gesê het, Vader, ons sal daaroor worry wanneer ek weer opgestaan het. Ek gaan nou deur 'n krisis. My liggaam pyn. U gaan my nou verlaat, u aangesig van my al wegdraai. Dit alles gaan deur Jesus se kop. En tog sê die Vader vir hom in sy oor, ag, is my eie woorde vanmôre, wat hy sê vir hom in sy oor, sê net vir hom, gaan alright wees. Maar Vader, ek is self nie alright nie. Hoeveel keer sê God dalk vir jou, sê net vir daai ou, het gaan oukei wees. Maar Here, ek kan nie, want ek self nie oukei nie. Here, ek sien die kans om nou met hierdie ou te gesels nie. Ek spartel en spook, Here, net om kop bo water te hou. Here, ek spartel en spook, net om asem te kan haal. Hoe verwag U van my om nou vir hierdie ou te sê, alles gaan oukei wees? I need you to be obedient to the request. Praat met iemand vanmôre in hierdie plek. When Jesus took this boat and he asked Peter to take him into the sea, he knew exactly what he was doing. Because he knew Peter. And the positive about this, he knew that he wanted to bless Peter. Ag, kom aan, is daar iemand wat hoor wat ek sê? God is asking you today, will you be obedient to my request? Because I surely just want to bless you. But I need you to be
obedience. Ek wil vir jou deure oopmaak. Ek wil jou vensters in die hemel vir jou maak. Ek wil jou gee na die rykdomme van my genade, maar ek het nodig vanmôre om te kyk of gaan jy hoor, gaan jy luister, gaan jy gehoorsaam wees aan my versoek wat ek aan jou rig. 'n eenvoudige versoek wat God dalk vir jou rig, het soveel groot resultate. Because God wants to bless you. By geleentheid sê die Bybel, gehoorsaamheid is beter as offergawe. Jy geweet? Wat ons nie besef vanmôre in die kind van die Here, is dat die grondslag, die fondasie van die koninkryk van God is gebaseer op gehoorsaamheid. Die feit dat ek en jy vanmôre in hierdie plek kan sit, die feit dat ek vanmôre 'n kind van God genoem kan word, die feit dat ek 'n dak oor my kop het en 'n tafel, kos op my tafel, en die feit dat ek vanmôre my hande kan oplig en God kan eer, kerk van die Here, is gebaseer op gehoorsaamheid. Want die Bybel sê, luister wat sê die Bybel. Filippense 2 vers 8 sê, en in 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jy sien, as Jesus nie gehoorsaam was nie, as die grondslag en die fondasie van die koninkryk van God en van die hemel nie gebaseer was op gehoorsaamheid nie, het ek en jy vanmôre niks gehad nie en was ons verlore. Jesus antwoord op die versoek van die Vader. Hy sê, wat sal ek maak om hierdie mensdom te red? Hy sê, Vader, ek sal my lewe gaan gee. Ek glo my gees vanmôre in die raadsale van God om die tafel sit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die Vader vra, as jy bereid om jou lewe te gaan gee vir mense wat jy nie eens weet of hulle jou gaan dien nie, dan sê Vader, ek sal aan die versoek voldoen. Die resultaat van hierdie fondasie wat gelê is, die gehoorsaamheidsfondasie, die resultaat is die koninkryk van God, kinders van God wat hom dien in gees en in waarheid. Dis die resultaat wat Jesus kry. Then Jesus comes with the next request. But this request was actually to bless Peter because of his response to the first request. Hoor gou. Omdat Petrus gehoorsaam was aan die eerste versoek, kom Jesus met 'n tweede versoek. Maar hierdie versoek gaan nie vir homself nie. Hierdie versoek gaan vir Petrus self. Want hy wil Petrus bless. En kyk nou wat sê die Bybel. Hy sê, and when his talk was ended, he said to Simon Peter, go out into the water and let down your nets. Sometimes the blessing doesn't come when we expect it. It doesn't come in a way we expect it. Jy sien, ons verwag 2 visies, 3 visies, ag so 'n paar visiekies.
Maar God sê, ek het vir jou nette vol vanmôre. As jy gehoorsaam kan wees. Peter, just because you are obedient to my request, that's why I'm gonna bless you in abundance. God wil die kerk seën, buitengewoon seën, maar ons het hierdie besigheid, hierdie arrogansie van ek sal nie luister nie, ek sal doen wat ek dink ek moet doen. Ek gaan nie aan die versoek van God voldoen nie. Ek het vir jou nuus vanmôre, God wil jou bless. Hy wil jou gee waarvoor jy hom nie eens gevra het nie. Hoor gou, nêrens sê die Bybel. Petrus het hom gevra, Here, ek het jou nou uitgevat met die boot. Jy weet ek het niks vis gevang hierdie gisteraand. Ek het baie hard gewerk en niks van. Wil jy nie asseblief my help nie? Nee. Hy het nêrens eers gevra nie. Hoor gou wat ek jou sê. Hy het nêrens eers 'n versoek teruggerig aan Jesus nie. He was just obedient to the request of Jesus. And because he was obedient to the request of Jesus, Jesus said, I want to take you deeper. Ek wil jou iets groters gee. Nou kom Petrus in die 5de vers en hy sê, and Simon answered and said, Master, we were working all night and we took nothing, no fish. But at your word, I will lay down my nets. Interessant net, dis 'n versoek wat Jesus aan hom rig. Hy sê nie vir hom, kom, vaar uit na die diepsee nie, laat sak jou nette nie. Hy sê, wil jy nie mag gou uitgaan en jou net so 'n bietjie laat sak nie. God vra jou vanmôre, omdat jy dalk vanmôre al hier sit en sê, Here, ek is gehoorsaam aan U. Wanneer U met my praat, dan luister ek. Here, maak nie saak hoe ek voel of in watter toestand ek is. Maak nie saak waardeur ek gaan, Here, as U praat, dan luister ek. As U my vir U versoek rig, dan luister ek. En daarom, Here, vra ek nie eers nie, maar ek weet U gaan my bless. Hy vra vanmôre vir jou, die tweede versoek is, will you please lay down your nets? Ek wil jy moet gou hoor, sy nette was klaar uitgespoel. Weer, ek weet nie wie weet hoe werk dit nie. Dit is 'n job hoor. Daai nette word uitgespoel, die goedjies word afgehaal, al die goed wat in die see was, word afgehaal, die seegrasse word uitgetrek, dan word dit weer gewas, dan word dit opgevou op 'n sekere manier. Daar's nie net ek gooi hom sommer net in nie. Daar's 'n manier hoe hy gevou word. Jy sien Petrus het klaar gewas, hy het klaar gevou, hy het hom daar neergesit vir wanneer hy weer uitgaan môre of vanaand. Nou sê Jesus vir hom, ek weet jy het niks gevang nie, maar vertrou my, lay down your nets. Dalk sê jy vanmôre, Here, ek het alles probeer, ek het my nette gewas, ek is reg om vanaand weer te gaan visvang. But Lord, on your word, because of your request, I will lay down my net. Is jy bereid om vanmôre te waag? Hy kon weer gesê het, die Bybel sê vir Jesus, ons het heel nag gevang. Afrikaanse Bybel so mooi sê, hard gewerk en niks gevang nie. Heel nag gewerk, Here, ek het niks gevang nie. Maar Here, because you give me a request, I will reply to your request. Ag, as julle nog by my vanmôre. Ek sê weer, dis nie rocket science hierdie nie.
Dis plain, straightforward boodskap uit die hart van God uit. I say, Lord, on your word, I will lay down my net. I will try again. Dalk het jy gesê, Here, ek is moeg probeer. Hier sit iemand in hierdie kerk vanmôre wat gesê het, Here, ek is moeg, ek is afgemat, ek is moeg probeer, ek gaan nie meer probeer nie. Ek het alles probeer, ek gaan nie meer probeer nie. Ek het alles probeer om my situasie te change. Ek het alles probeer om 'n beter lewe te hê. Ek het alles probeer, Here. Daar is nie meer iets wat ek kan doen nie. Kom aan, jy sit in die kerk, jy hoor die woord van God vanmôre wat sê, jy het alles probeer. Dan sê God vanmôre vir jou, just one more time. But this time, on my request. This time, on my request. Will you be obedient to my request? Will you let down your nets because of my request? Because you see, Peter, I am the God who made the fishes. Peter, I am the God who know exactly where they swim. I know them by name. I made them as I made you. Petrus, ek weet presies waar hierdie visie swem. Want ek het vir hulle gesê om daar te swem. Petrus, I'm in charge of everything. Ek is die een Petrus wat jou gemaak het. Ek is die een Petrus wat jou gedagtes ken vanmôre. I'm the one who loves you with everlasting love. Petrus, ek verplig jou nie vanmôre nie. Ek vra jou. Ek vra jou vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, God wil jou groter seën as wat jou mind, jou gedagtes kan bepaal. Hy sê wat die oog nie gesien het nie, wat die hart nie van weet nie, wat die gedagtes nog nie aan gedink het nie, het God berei vir die wat hom liefhet. Is jy lief vir die Here? Dis wat God vir jou berei het. Dit wat jy nog nie eens aan gedink het nie. Jy sien, ek dink, Here, ek wil net se waai vir die maand. Here, as jy net die pyn so bietjie kan wegvat. Here, as jy net hierdie ongemaklikheid in my bors net so bietjie kan wegvat. Kom God en sê, nee, Gert, ek wil vir jou 'n nuwe heup gee. Max, ek wil vir jou 'n nuwe rug gee. Ek wil vir jou 'n nuwe hart gee. Ek wil vir jou 'n nuwe longe gee. Ek wil jou gee meer as wat jy ooit kan bid of kan dink. Want ek is God. Omdat jy gehoorsaam is aan my versoek, wil ek jou seën. Ek wil sluit. Die 6de vers kom die Bybel, hy sê, and when they had done this, they got such a great number of fish that it seems as if the nets would be broken. Hy het soveel vis gevang dat die nette wou skeur, sê die Afrikaanse Bybel.
Jy sien, baie keer begin God ons bless, dan dink ons, Here, wou net gou so bietjie, ek net eers gou dit doen. Man, just take it. Just take his blessings. You don't need anybody to bless you. God's gonna bless you. Because you are obedient to his voice and to his request. Luister wat gebeur, ek gaan nou regtig afsluit. Luister gou wat sê die Bybel. Die 7de vers sê. Hy sê, and they made signs for their friends in the other boats to come to their help, and they came, and the 2 boats were so full that they were going down. Weet jy wat's interessant? God wil jou bless dat iemand anders kan bless. Come on. Come on. Petrus, ek gaan nie net jou boot vol maak nie. Ek gaan jou vriende se boot vol maak. Ek gaan jou boetie se boot vol maak. Ek gaan jou sussie se boot, maar ek gaan jou familie se boot vol maak. Ek gaan ewen jou vyand se boot vol maak. As jy net kan luister. As jy net vanmôre gehoorsaam kan wees aan my versoek wat ek vir jou rig. Ek weet nie vanmôre wat is die versoek wat God vir jou rig nie. Dalk in hierdie week het God 'n versoek in jou oor kom fluister. Ek weet nie wat die versoek is nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, God praat met u vanmôre. God sê, as jy gaan luister, as jy gehoorsaam gaan wees aan die versoek wat ek aan jou stel, hoor, gaan ek jou seën bokant wat jy ooit in jou lewe kan bid of dink. I'm gonna bless you abundantly if you can hear and can respond. Kom ons sluit ons oë. So amazing. Want jy individueel breek met Paul môre. En ek was so die liedjie wat ek vertaal het vir die laaste paar maande, ek was so en ek het gisteraand klaar gemaak en ek verstaan hoekom het so lank gevat het. So die Here my gegee het, die Engels by die Duitsers sê. En vir my om te verstaan is in Afrikaans om sê. Ek staan voor my die grootste berg nog ooit. Dis waarom ek die aanroep Heer. Weer was lang tyd, maar hier oor my gebed. Soms koos dit
Sometimes it takes a mountain, sometimes trouble seems, sometimes it takes a desert to get a hold on me. It's good. So much stronger, and whatever troubles me, sometimes it takes my head to touch you and I believe. Is daar wat verloren heeft? Sê Here, ek weet daar is tye wat ek nie geluister het. Daar is tye, Here, wat ek dalk nie gehoorsaam was nie. Want my omstandigheid, my situasie dalk my oor toegedruk het. Maar vanmôre, Here, wil ek vra, praat met my. Give me your request, oh God. I want to be obedient. Wie is daar wat vanmôre? Ek kan nie vanmôre dit vir jou bid nie, jy moet vir jouself bid. Ek kan nie vir jou vanmôre besluit nie, vir jouself besluit vanmôre. Maar as jy vanmôre wil sê, Here, ek gaan gehoorsaam wees aan God, wat wil, staan dit op jou voete en steek jou hande net so kan jy op vanmôre. Scores to the back, scores to see first day my heart I want to hear your voice. Speak out my heart, oh God. I want to obey. I just want to reply to your request, oh God. Scores that the back. Now you start proud with Here. So scores that storms here. Ek weet God het met mense in die plek gepraat vanmôre. Ek het jou 'n antwoord kom gee vanmôre. Uit God se hart uit, uit God se stadkamer uit God se stadlose woonkamer uit God vanmôre met die kerk kom praat. Ek is ek soek 'n kerk wat gehoorsaam kan wees. En ek wil soek wat ek kan omrig. Even if it's not so easy anymore. Even if you go through your own struggle today. See your own pain. Feel your emotions. God is answering your prayer today. God is touching people in this place now. It's like the moment you're acting on the innocent. It's the moment they hear the attitude from the get-go. They stay to say, yes, I will obey the voice
my hart weer teruggegee. Iemand in hierdie plek staan vanmôre. God sê vir my. Jy sê, Here, ek het my eie struggle. Ek stoei met my eie goed om net te probeer reg leef. Hoe kan ek nou aan die versoek voldoen om vir iemand anders te goed te wees? Vir iemand anders te bid? Vir iemand anders daar te wees? Here, ek stoei self. Jy voel nie goed genoeg vanmôre. Dis wat ek hoor vanmôre my gees. God sê, is iemand wat sê, Here, ek is nie goed genoeg, ek voel nie goed genoeg om op die versoek te respond. Ek voel nie goed genoeg, Here, om te reageer op dit wat U my vra nie. Want wie is ek nou dat U my sal vra? Maar God sê vanmôre, you will see what I'm going to do for you if you respond. If you can be obedient, if you can obey my request, you will see what I'm going to do for you. Miraculous things. I'm going to set you free. I'm going to uplift you. Because I love you. That's why I give you this request. Ek staan voor die grootste berg nog ooit. Waarom maar die ander hier? Dit was so lang tyd, maar hier word my gebed. Soms kost het de berg my, soms kost het stormseer. Verskyn op my hand, om my hart weer terug te gee. Want die liefde is soveel sterker. Yes, Lord. As die son staan aan my hand, so berg my pad, om te beter te verstaan. Soms kost het berg my pad, soms kost het stormseer. Verskyn my hand, om my hart weer terug te gee. Want die liefde is soveel sterker. As die son staan aan my hand, soms berg my pad, die vertrou nie te verstaan. Ek hoor die Gees van die Here vanmôre sê, jy het alles probeer, hierdie kant toe, daai kant toe, om weg te kom van die versoek wat ek in jou gerig het. Jy het allerlei versoekings uitgesoek, om weg te kom van die versoek wat ek in jou gerig het. Maar weet dit vanmôre, ek sit hierdie versoek op jou pad, om vir jou die lewe moeilik te maak nie. Ek sit die versoek op jou pad, want ek wil jou seën, sê God. Ek wil jou seën verander maak. Ek wil hê mense moet na jou kyk en sê, what a change. Omdat jy gehoorsaam was aan my seën. Vader, baie dankie vanmôre vir elkeen wat in hierdie plek staan, Here. Elkeen wat vanmôre sy hart ophef tot U. Elkeen wat vanmôre dalk
by hulle huis op Facebook kyk, Here, wil ek vanmôre bid, want vanmôre elkeen wat vanmôre sê, Here, ek wil gehoorsaam wees aan die versoek. Dat hulle sal getuig oor wat God in hulle lewe kom doen het, omdat hulle gehoorsaam geraak het, Here. Ek wil bid in hierdie oggend, Here, dat U elkeen sal toebedeel met U krag en wysheid en kennis, maar meer as alles, U salwende Gees op hulle te rus, Here. Ek bid dat U ons ore sal oopmaak, dat ons sal hoor wanneer U 'n versoek vir ons rig, en dat ons sal reageer daarop. Dankie vir die kosbare tye, Here, wat ons saam met U kon wees vanmôre, net met U saam met U kon kuier, Here. Ek wil bid, Here, waar ons nou vandag na ons eie huise toe, elkeen in verskillende rigtings, Here, dat U met ons sal gaan, ons sal bewaar en beskerm, en trek elkeen onder die kosbare bloed van Jesus. Vra dat die engele van ons bevel gee om voor ons uit te trek, ons agterhoede wees van alle kante af in te sluit. En ek bid, Here, dat U elkeen sal seën buitengewoon. Maar meer as alles, Heilige Gees, dat U saam met elkeen sal gaan en met elkeen sal praat. Ek vra dit in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Die Here seën, gaan in vrede.